2 Samuel hoofstuk 7. En die Here het vir Dawid rus gegee van die vyande rondom, en hy het veilig in sy huis gewoon. En aan die profeet Nathan het die koning gesê, jy kan sien, ek woon in 'n mooi huis van sederplank, maar kyk, die ark van God moet in 'n tent staan. Toe antwoord Nathan die koning, u kan gerus maar doen wat in u hart opgekom het, want die Here is met u. Die woord van die Here het egter daardie nag na Nathan gekom. Jy moet aan Dawid, my dienaar, sê, dit is die boodskap van die Here. Was jy van plan om 'n huis te bou vir my om in te woon? Van die tyd af dat ek destyds die Israeliete uit Egipte laat trek het, tot nou toe, het ek nog nooit in 'n huis gewoon nie. In 'n tabernakel het ek rondgetrek. Het ek ooit gedurende al daardie jare vir enige een van die stamme van Israel, wat aangestel is om oor my volk te heers, gevra, hoekom bou julle nie vir my 'n huis van sederplank nie? Dus moet jy vir Dawid, my dienaar, die volgende sê, dit is wat die Here, die Almagtige van die leerskare, vir jou sê. Daar agter die skape in die weiveld het ek jou gevat om 'n leier oor Israel, my volk, te wees. En waar jy ook al gegaan het, was ek saam met jou, en jou vyande het ek vir jou uitvernietig. Ek sal jou naam een van die grootes op die aarde maak. En vir my volk Israel sal ek 'n vaste plek aanwys, en hy sal daar geplant wees, en nooit weer verontrus word nie. Daar sal nie weer boosdoeners teen hom opstaan soos in die verlede, soos in die dae van die rigters wat ek oor my volk gestel het nie. En aan jou sal ek rus gee van die vyande rondom, en aan jou word bekend gemaak dat die Here vir jou 'n bestendige huis sal bou. En wanneer jou lewensjare vol is, en jy by jou voorouers versamel word, sal ek jou eie seun, wat uit jou liggaam voortgekom het, as koning aanstel in jou plek, en ek sal 'n bestendige koningskap aan hom gee. Dit is hy wat 'n huis vir my naam sal bou, en sy troon sal ek vir ewig laat vasstaan. Vir hom sal ek 'n vader wees, en vir my sal hy 'n seun wees. Wanneer hy verkeerd optree, sal ek hom op menslike wyse met menslike middels straf. Ek sal egter nooit my goedheid en guns van hom onttrek, soos ek gedoen het met Saul, wat ek voor jou aangesig weggeneem het nie. En tot in ewigheid sal jou huis en koningskap bestendig wees, en jou troon sal bly staan. Nathan het al hierdie woorde, volgens wat hy gesien en gehoor het, aan Dawid bekend gemaak. Daarop het Dawid in die teenwoordigheid van die Here gaan sit en gesê, O Here, Here, wie is ek maar, en wat is my huis, dat U al hierdie dinge vir my doen? En dan, o Here, Here, asof dit te min is, het U ook nog sulke groot dinge gespreek oor die dienaar se huis in die verre toekoms, en dit as 'n vaste belofte vir 'n mens. Here, Here, kan Dawid nog iets oor die saak sê, as U reeds alles van U dienaar ken, Here, Here? En het al hierdie groot dinge aan U dienaar bekend gemaak, soos dit in U hart is, ter wille van U woord. U is so groot, o Here God. Niemand kan soos U wees nie, en slegs U is God alleen, volgens alles wat ons al ooit gehoor het. Kan daar ooit 'n ander volk wees soos U volk Israel? Op die hele aarde het God hulle alleen verlos om sy volk te wees, en om sodoende sy naam groot te maak oor al die wonderdade wat vir hulle gedoen is, en die kragtige dinge wat gedoen is in die land, om so U volk vry te koop van Egipte, sy mense en sy gode. Israel is vir ewig bevestig as U volk, en U, o Here, is hulle God. Maak dan nou U woord wat U oor U dienaar en sy huishouding gespreek het, tot in die verre toekoms waar, en doen dit, o Here God, en U naam sal vir ewig en altyd groot wees, en hulle sal sê, die Here, die Almagtige van die leerskare, is die God van Israel, en voor U aangesig sal die huis van die dienaar vir altyd vasstaan. U, Here, Almagtige van die leerskare, wat God is van Israel, het aan U dienaar dit bekend gemaak en gesê, jou huis sal ek vir jou bou. In my hart het ek nou die vrymoedigheid om tot U te bid oor die saak. Nou dan, Here, Here, slegs U is God, en die waarheid is in U woord. Aan U dienaar is hierdie goeie woord gegee. Seën dan nou die huis van U dienaar om vir altyd voor U te bestaan. Here, Here, U het dit self gesê, en die huis van U dienaar sal vir altyd vasstaan deur U seun.